Wat lyk soos toevallige oomblikke in jou lewe, is dikwels God se geheime plan. En baie keer is dit ook waar hy ons met sy seëninge verras. Dis tyd vir vroue met waagmoed. Kuier saam met my, Marina Meiburg, uit God se woord. Hallo, kosbare vriende. Welkom by Vroue met Waagmoed. Ontspan so 'n bietjie en laat God se woord jou stig. Vandag wil ek met jou saamkuier oor iets wat my persoonlik diep raak. Ons gesels oor God se toevallige plan, met toevallig natuurlik in aanhalingstekens. Want eintlik is daar mos nou niks toevallig wat God aanbetref nie. Jy het waarskynlik al gehoor dat mense sê toevallig beteken eintlik toe val die lig. Kom ons gesels. Soos jy weet, is ons lewe vol groot oomblikke. Of kom ons sê sommer hoofstukke, waar alles gebeur soos ons verwag, of dalk hoofstukke waar dinge nie uitwerk nie, en ons verliese ervaar. En dan, net daarna in die volgende hoofstuk, loop dinge sommer weer lekker glad en maklik. Maar dikwels, so tussenin en ook soms half onopmerklik, gebeur daar dinge toevallig, in aanhalingstekens. Toevallig, want iets verander, iets deurhak, ons weerhou om iewers heen te gaan. Planne wat skielik heeltemal anders uitdraai as wat ons gedink het. Of soms is daar net nie 'n verduideliking vir hierdie, kom ons sê sommer, dis weird, oomblik wat gebeur nie. Jy ken mos daardie, sjoe, dit was weird, toevallige verrassings. Praat ek die waarheid? Het jy dit al ervaar? Kom ons kyk na die Bybel. Saul, 'n seun van Kis uit die stam van Benjamin, 'n gewone seun, word deur sy pa gestuur om die donkies wat weggedwaal het te gaan soek. Dwalende donkies bring Saul toevallig by die profeet Samuel uit, wat hom op God se bevel salf as koning. Lees dit in 1 Samuel 9 en 10. Dwalende donkies lei Saul toevallig, of toe val die lig na sy roeping. Kom ons blaai na 1 Konings 17, so vanaf vers 8 rond. God stuur Elia na Sarfat toe. Spesifiek 'n weduwee wat God bevel gegee het om hom te onderhou, maar sy weet niks daarvan nie. Haar storie lyk so. Daar is droogte en hongersnood. Die weduwee loop en houtjies optel, waarskynlik met 'n gebroke, bekommerde hart. Want sy weet, hierdie houtjies wat sy nou loop en optel, is vir die laaste maaltyd wat sy en haar seun gaan eet. Daarna is hulle kos op en hulle gaan sterf van honger. Maar toevallig roep 'n onbekende reisiger na haar en vra vir water. En toe vra hy nogals vir brood ook.
en daar val die lig. Lees gerus die hele storie. Maar deur die teenwoordigheid van die profeet in haar huis, het die meel en olie nooit opgeraak nie. Die toevallige reisiger, wat sy versorg het met haar laaste, versorg nie net die profeet nie, maar ook vir haar en haar seun, elke dag, tot die droogte verby was. Toevallig? Toe val die lig. Vriende, God se toevallige plan laat lig ook in jou lewe inval. Jy hoef nie elke deel van jou lewe te verstaan of te sien hoe dit alles in mekaar pas nie. Romeine 8 vers 28 sê, en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Ons wonder nie daaroor nie, ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Nogals heel toevallig, nee? Of toeval die lig? So, ek wil jou regtig aanmoedig. Moenie die toevallige of sjoe, dit was weird, oomblikke wat onverwags in jou lewe inval, miskyk nie. God laat alles ten goeie meewerk vir jou. Heel toevallig val sy lig in jou lewe. Die vreemde oproep wat God se lig laat val op 'n transaksie, 'n werksaanbod, of die waarheid openbaar, jou waarsku. Die toevallige oponthoud wat jou eintlik frustreer, maar jou 10 minute vertraag, sodat jy die kettingbotsing op die snelweg vryspring. Vriende, jy sal weet hoe God sy lig toevallig in jou lewe laat val het. So liewe luisteraar, moenie God se toevallige seëninge in jou lewe miskyk nie. Meeste van die tyd kan ons dit nie verklaar nie, maar agterna sien ons hoe die lig geval het. En ek glo jy sal met my saamstem, dat God se toevallige planne dikwels jou lewe daadwerklik verander het, of jou tot ander insigte gebring het, of vir jou 'n vars idee gegee het, of jou net plainweg bederf en bemoedig het. Dink 'n bietjie hieroor na, en dan sê jy dankie vir elke spesiale, toevallige genadegawe wat jy uit sy hand ontvang het. Toe val die lig. Seën en vrede, tot ons volgende week verder saam kuier. Totsiens.